Meneer die kanselier, hierdie is een van die aangenaamste take wat ek al moes verrig. Dit is namelijk aangenaam om aan u voor te stel Adam Small met die versoek om aan hom die graad Doctor in die lettere, honoris causa, te verleen. Die Raad en die Senaat het op grond van die volgende oorwegings besluit om aan hom hierdie graad te verleen. Dames en here, as akademikus, digter en dramaturg, het professor Adam Small die brandende vraagstukke van 'n verdeelde Suid-Afrika op deurdagte en onverskrokke wyse aangeroer en hom so as denkende revolusionêr en revolusionêre denker onderskei. Ladies and gentlemen, the academic, poet and playwright Professor Adam Small studied languages, philosophy and moral philosophy at the University of Cape Town, the London School of Economics and the University of Oxford. As academic at the University of the Western Cape in the 1960s and 1970s already, his strong sense of justice and concern with the fate of others was evident. He resigned as professor of philosophy in solidarity with students who were forced to leave campus. Later, back at UWC, he strived to lay a strong intellectual foundation for the training of social workers and developed a community-based philosophy of care. Dames en here, in die volksgeheue is Small egter bovenal geliefde en veelbekroonde digter en dramaturg, wat in sy werke treffend kommentaar lewer op die vernietigende apartheidsbestel. Met vernuwende digbundels soos Gitaar my kruis in 1961, Ses Chabolet 1963 en Oos-Wes, Tuis-Bes, Distrik 6 1973, waarin hy onder meer oor die ewel van rasseklassifikasie en rassediskriminasie as ook gedwonge verskywing skryf, help vertel hy die verhaal van 'n verlede wat hom nooit in Suid-Afrika mag herhaal nie. As sulks het Small met 'n kenmerkende Christelike inslag en met liefde as grondbeginsel hom as rigtingwyser en morele gewete in die wese van die Suid-Afrikaanse nasie ingeskryf. Sy jongste Afrikaanse digbundel Klaverjas verskyn in 2013. Op dramagebied bly sy Kana hy ko huis toe van 1965 een van die grootste hoogtepunte in Afrikaanse toneel. So 'n groot impak het die stuk gehad dat die letterkunde kommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in 2012 die ongewone besluit neem om dit 50 jaar na publikasie met die Hertzogprys vir drama te bekroon nadat dit destyds oor die hoof gesien is. Met hierdie en ander dramas soos Johnny Galantele en die Kersfees van Mep Jacobs het Small 'n kernfiguur in proteskateater op die Kaapse vlakte geword. Eie aan Prof Small se werk is sy gebruik van Kaaps om onderdruktes en minderbevoorregtes se ervarings te verwoord. Sy aandrang op Kaaps as 'n volwaardige taal maak hom een van die eerste kampvegters vir die erkenning van die etlike variëteite van Afrikaans wat die taal vandag juis so ryk en divers maak. Adam Small se werk het intellektuele leiding gegee in apartheid Suid-Afrika en dit is rigtinggewend in demokratiese Suid-Afrika. Meneer die kanselier, ek versoek u om aan Prof Adam Small die graad dokter in die lettere honoris causa te verleen vir die wyse waarop hy die Suid-Afrikaanse letterkunde verruim en vernuwe, die Afrikaanse taal verryk, eens verswee onderwerpe gevoelig en gesaghebbend verwoord en 'n stem vir menige stemlose geword het.
Prof. Plesier. Ek verleer aan u, Adam Small, die graad dokter in die lettere honoris causa. Heel vriendelijk. Meneer de kanselier, vrienden, dames en heren, ek is nou so 'n bietjie onkant gevang. Ek het gedink, ek gaan nou eers hierdie taak doen by die ete. En nou moet ek nou al inspring. Baie dankie vir die geleentheid. Dit is vir my iets besonders om die verse in druk te sien. Een van hulle ten minste, meen ek vir die eerste keer. My vrou moet my help, ek dink wit kalk was nog nie in druk nie, né? Dit was al in druk. Nee, sy sê nog nie, dan glo ek dit. Ek lees dan maar soos dit hier staan. Weer dankie vir die geleentheid. Ek het nie gedink ek gaan soveel tyd kry nie. In die Sancta Maria ter huldiging van die Dominikaner nonne en die Christian Brothers by wie ek skool gegaan het. Sancta Maria, Moeder van God, Gratia Plena, Sancta Maria, Mulier Solitudinis, vrou van eensaamheid, ondanks alles vol genade. Maria, Maria, Sancta Maria, Moeder van God, Maria, Moeder van God. Dit is ook ter huldiging van oorlede Suster Pascal van Witteboom, wat my eerste Latijn geleer. Ek lees dan vir die witkalk. Dis deel van, ek meen, 'n triptiek ter nagedagtenis van die groot digteres Olga Kirsch. Na my mening ons grootste vrouedigter. Olga Kirsch, se woord, God het sy volk veroordeel tot die vuur, masjiengeweer, gaskamers en die graf, en met die witkalk en die vlam bestraf. Dus natuurlijk denken aan die nazisme. Olga Kirsch, ek weet wat jy hier sê, hoe jy jou woorde hier belê. Want in minder mate, maar toch, was ek evenzeer verdoem onder apartheid en soveel van ons mense. Oor lang jare het die weer en windpook aan my kop gewoed, maar ek kon daarom uit die graf opstaan. Al staar my oë nou nog, wanneer ek terugdink, bitter, het God, hoe stroef ook in sy liefde, die witkalk my gespaar. En dan, my vrou het my gewaarsku om nie snot en trane te huil nou, nie. Afgedubbel van Saron en dis aan Rosalie opgedra.
Eintlik praat ek maar nie die woorde van my mededigter Salomo van die Bybel. Rooi roos van die groen laagtes, wit lelie van die vallei, blom van my hart is jy, mooier as chinker and cheese. Selfs smart en hartseer kan geen kulte bring vir my, want deur my nagte en dae luister, hoor ek 'n lied soos van tortelduwe of van engele vir jou, wat my dagbreek opwaas uit soet water van die vreugde en saans weer terugsak, soeter as die oggend, met wat dit in die sonskyn van die dag verbou het, nes die parels se druiwe. En hoe lyk ek pluk vir jou smaklike appels. Ek het eintlik dit nou verander in 'n goue appels toe. Golden delicious appels. Soos die daar by Grabouw. In die woorde van my altdurende liefde vir jou. Jou liefkosing is beter as wyn. Jou borste is pinkperskes. Jou oë soos duwe. Ek loer in deur die latwerk van jou mooi maniere. Ons lewe is dus nie om het ewe, maar 'n bron waaruit daar weer en weer groen spriete en lote spruit uit die vrugbare saad van ons onverdrote gehegtheid aan mekaar en tot wasdom kom. Die versiersels op jou voorkop is soos granaatpitte. Of jy wakker is of slaap, nes van die moslimmeisies van die Kaap. Afudol van Saron, roos van die vallei, dit sal jy altyd, altyd vir my bly. Baie dankie meneer Dr. Slamat. Is nou tyd vir jou Afrikaanse klas. Is mos dit van Royal Medium instelling, hè? Toe ek gister, meneer kanselier en die rektor, my woorde by mekaar wou sit, het ek elke keer vasgehaak. Ek kon nie aangaan nie. Ek wou nie net nog 'n CV kom aflees nie. Ek wou iets anders doen. Ek sê altyd vir my studente, julle moet skepend wees, innoverend wees. Want toe ek my vrou hieroor gesels, sy sê vir my, wat is die ding van Adam Small, waarvoor hy die meeste bekend is? En ek sê, sy poësie. Sy sê, daar is jou antwoord. Vat 'n gedig. Skep 'n nuwe skepping. Ek sê maar dit eindig met, in my hand is 'n gitaar, hoe doen ek dit? Ek sê, wees skepend. So hier gaan ons. Vriende, laat ons die Bybel oopslaan. En laat ons daaruit lees. O Allerhoogste Gees, maak vir ons lig met woorde soos met kersse. Laat al die volgende woorde na ons almal saam te gaan. Nou vriende, op 17 Julie 1961 skryf Small se mentor NP van Wyk Louw 'n brief aan hom. En as hy sy bundel klaverjas gekoop het, sal hy die brief daarin sien. Waaraan Louw vir Prof Adam bedank dat hy in sy boek die eerste steen geskryf het met soveel meer liefde as wat die meeste van ons verdien. En tog sou hy liefde verander in bitterheid. En die redes hoef ek nie vir u te noem nie.
'n akademikus, 'n digter, 'n dramaturg en vryheidsvegter. Dis waarvoor Small vandag 'n Ingrid doktorsgraad ontvang. Ook die bevordering van Afrikaans in die algemeen. En die besonder sy genre in die Kaapse variant. Ek is verheug. Ek is veral verheug dat ek my studente op Stellenbosch kon bekendstel aan sy werk. Ek is so Small van Wellington. Small is gebore op 21 Desember, die geluister, oor 10 dae vier ons sy 79ste verjaarsdag. Oor 10 dae. En daar waar ek vandaan afkom in Wellington, het ek vir die mense gister in die plaaslike nuusblad geskryf en hulle gesê, so skyns na 2, moet julle almal 'n glasie klink op een van Wellington se grootste seuns. Die mense veral van Voorstraat, waar hy groot geword het. Die mense veral van Terrestraat, 23, waar hy gebore en opgegroei het. En toe kom die groepsgebiede wet, en toe moes Prof. Adam en sy familie en Anke Ernest die huis verlaat. Dit is as wat Henri verklaar. En toe gaan hy oor na Voorstraat toe. Daar het hy saam met my maler rondgespeel. En ek wil ander goed vir julle sê, goed soos dat hy nie eintlik 'n digter wou wees nie, dat hy eintlik 'n snydokter wou wees. Trouwens, hy het begin sy studies as in die mediese skool. My ma vertel, hy het as kind daar in Wellington gereeld operasies gedoen op die rotte en die muise en die voëls en noem het op. Maar hy was bestem om te wees wat hy is. Ek kan vir julle vertel van London School, Oxford University, IKES, dit ken jy mos, dat staan in al die boeke. Wat nie daar staan nie, is die naam van IWK en Stellenbosch. IWK toen nog nie was nie. IWK, omdat Prof. Small IWK begin het. Die eerste docent van die kleur aan die IWK. Stellenbosch al nie vir hom toeganklik was nie. Simpel woord nie, toeganklik. Die weg is toe. Ek sou gedink dit moet wees oopganklik, maar goed dan, toeganklik. Was dit nie vir hom nie. En as hy The Orange Earth gaan lees, in Afrikaans vertaal jy Daniel Hugo as Gorie, sal jy sien, hy wil eintlik bitter graag by Stellenbosch studeer. Maar hy kon nie. Ek gaan nie vir iedereen redes gee nie, ek ken dit. En hy beland op IKES. Die 60ers was bestempel as die vernuwers in die Afrikaanse letterkunde. Buitenbach, vir digkuns, ook van die Wellington. Brink en Eddy Leroux die roman, Bram de Vries die kortverhaal wat 'n lose dag in die saal was. En dan die drama, ongetwyfeld Adam Small. Johnny Galant hulle vertel van die verskuiving van die mense uit District 6. Map Jacobs se Christmas vertel van waar die bendes gaan en hoe hulle worstel om 'n lewe te maak op die Kaapse vlakte. En jy kan net goed skryf, dames en here, as jy saam na mense geleef het en geluister het. Small kon luister. En dan is dit Kanna hy luister. Die vernuwing wat Kanna ingelei het in die Afrikaanse drama heeltemal in 'n era geplaas. André Brink, hier is die Kanna Meyer het gesê, dis van die heel beste werk in Afrikaans nog. Hy handel met verskillende temas. Temas wat vandag nog geldig is. En ek moes van hierdie temas wat met my studente hanteer. Temas soos dat 'n individu kan verskeured wees tussen sy eie aspirasies en die liefde vir sy eie gesin. Johnny Adams se boetie gaan veg in die oorlog, terwyl Johnny die supermark opgeblaas het. Gorie, as jy dit nog nie gelees het. Hy vertel vir ons studente van die fyn lyn tussen reg en verkeerd, tussen goed en kwaad, tussen vryheidsvegter en terroris. Was Mandela 'n vryheidsvegter? Was hy 'n terroris? Was Johnny Adams 'n terroris toe hy die
supermark opgeblaas het en 'n onskuldige vrou en kind doodgemaak het? Of was hy 'n vryheidsvegter wat sy mense se toekoms bo sy eie tronkstraf gestel het? Dis die temas wat Small hanteer. Hy het op die Kaapse vlakte begin om namens sy mense oor hierdie liberale waardes van vryheid, van denke en spraak te leer. En sodoende het hy dan geslaag om van Kaaps te verhef tot 'n effektiewe taal van verset. Meer nog, dankzij Small se werk het Kaaps van hy stigma ontslaag geraak. Maar hy het ook vanoggend gesê, hy kon ook liefdespoësie skryf. Baie goeie liefdespoësie. Ek self probeer nou nog van my vrou 'n gedig skryf, kan dit nie doen nie. Ek's nie, sê ek nie. Sy lewe was 'n rollercoaster. Konflik, storm. Juis oor sy werk was so lank die formele onderwys geïgnoreer is. Dink jy in? Kanna word opgevoer in die Staatsteater. Small wil dit gaan kyk. Ek kan nie. Prof Adam moes 'n permit kry van die regering destyds om na sy eie drama te gaan kyk. Maar hy het aangehou. Hy het nie opgehou nie. Dis algemene kennis dat hy hom aan die kant van die studente geskaar het, toe hulle in opstand gekom het teen apartheid. Daarvoor verloor hy sy werk as professor van filosofie aan UWK. En hy sê, ek sal nie ondergaan nie, ek kan mos skryf. En ek sal aanhou om te skryf. Ek sal aanhou om te praat, soos Van Wyk Lou gesê het ek moet doen. Die wiel het gedraai. Hy ontvang die Hertzogprys, die voorstel van die akademie sit hier vandag, professor Wessel, 50 jaar nadat dit geskrywe is. 50 jaar lang moes hy wag om erkenning te kry. En toe, die mooie dag op Wellington, in die lente van 2012, die bekendstelling van sy bundel Klaverjas, het Small sy nuwe lente aangebreek, en eers getuies daarvan. Vir sy moed om terug te keer na die openbare lewe, nadat hy so lank met apartheid geworstel het. Beskou ek as een van die kragtigste dade van versoening tot nog toe in Afrikaans. Vandag se oomblik is die volgende so oomblik. Ek gee al die krediet met die rektor en sy bestuurspan vir daai visie. Baie dankie dat ek deel kan wees van so iets so mooi. Small skryf die volgende in Kanna, en ek gaan nou aansny by wat gesê is deur die vorige sprekers en die kanselier. Hy sê in Kanna, o waar is Moses? Die wêreldse manne sit in die knie. 50 jaar terug praat die filosoof hierdie woorde, wat hierdie week van toepassing was. Is dit nie merkwaardig nie? En hy gee sy eie vraag antwoord in Kanna. Hy sê, Makiet sê, as Kanna hier was, sou ons bitter afgewis het. Kanna het gesê, gaan huis toe kom. Kanna gaan huis toe kom. Van Wyk Lou sê vir Adam Small, jy moenie wanhoop hier, my vriend. Wat kan ons anders doen as om te skryf waar jy kan? Om te praat waar jy kan, om mense te oorreed as jy kan. Hou jou kaarte styf teen jou bouws, soos in Klaverjas, en bly hoop. Vriende, Adam Small praat met jou en met my. Hou aan skryf, sê hy. Hou aan praat, sê hy, oor die regte goed. Meneer kanselier, hy sê vir jou, moenie stil bly nie. Moenie stil bly nie. Meneer kanselier, om vandag 'n ere doktersgraad toe te ken aan Adam Small, is gepaste erkenning vir 'n man wat baie lank in sy eie land misken is, 'n profeet, wat sy tyd eintlik baie ver vooruit was. En wat 'n voorreg vir my om te kon deel wees in hierdie geleentheid as 'n ou Wellingtoner. Want julle sien, vriende, die Here het gebring aan my
sy wonderwerke ook so. En hy het gevra, wat is in my hand? Nou vriende, in my hand was 'n glas. So kom, laat ons drink op Adam Smol. Geachte kanselier, Dr. Johan Rupert, geachte rector, Professor de Villiers, en mede-ere doktorale, graduandi en vriende. En dankie vir die voorreg van 'n paar woorde. Eerstens, my groot waardering aan die Universiteit van Stellenbosch vir die toekenning aan my van hierdie eredoktorsgraad. Dit is vir my baie belangrik dat die Universiteit van Stellenbosch is betrokke by die toekenning daarvan. Die Universiteit Afrikaans in Wese, wat ook nou deur Engels kultureel toeganklik word vir almal in die land. Ek het geen probleem daarmee. Dit noem ek omdat ek eweseer tot in die murg toe Afrikaans is. Gebore en getoe soos die spreek dit het. En omdat ek in jare wat nou lank verby is, liewers hier as aan 'n Engels opvoedkundige instansie sou wou studeer. Universitair. Maar ek kon nie. En u weet waarom nie. Weens apartheid. En die kulturele voorskrifte en verbiedinge van daardie bose stelsel. Ek het my elders baie hard daaroor uitgespreek, sal ek nie meer doen nie. Die Engelse wêreld van die Universiteit van Kaapstad, of soos ek maar sê, die UCT, wat vir my baie waardevol was, het my egter 'n ander kulturele omgewing laat betree, en tot vandag toe strek dit my tot geestelike voordeel. Ek mag nie sluit, weggaan vanoggend sonder, seker nou al vanmiddag, sonder 'n gedig te lees nie. Rosalie gaan vir my baie vies wees. 'n Vers wat ek aan haar opdra. En sy behartig al my letterkundige werk wat die tik daarvan betref. Ek kan nie op rekenaar dink nie. Ek skryf alles in my hand, maar en soms kry ek my eie handskrif nie reg nie. Dan help sy my. Maar dit is nie net oor die tik nie, maar oor die kritiek op my werk, wat soms eintlik lasterlik is. Ja, Johan. Sy lag maar saam met my wanneer ek dit sê. Die feit is dat ek sonder haar bystand en onderskraging nie kon klaarkom nie. Niks sou ooit tot publikasie kon kom nie. Haar naam is dus, soos my oorlede skrywersvriend André P. Brink gans te vroeg dood gesê het, en ook my skrywersvriend Breitenbach
Haar naam is dus gevestig vir altyd in ons letterkunde. En hierdie eergraad is inderdaad hare nog meer as myne. Die kort vers wat ek lees, is ook nie so kort nie, is na aanleiding van die onoortrefbare poësie van my mededigter van my lang gelede, Salomo van die Bybel. Sy hooglied. Onoortreffelike poësie. Jy het dit vanoggend reeds gehoor, maar omdat ek binne my tyd bly, en wanneer ek dink hoe lank die ander mense gepraat het, wat jy gepraat het, het ek sê dit, julle het dit vanoggend reeds gehoor, maar ek lees dit dan maar weer. En jy sal nie omgee nie. Ek wil net een ding hier nog sê, en dit sê ek op Engels, sodat UCT's mense dit kan verstaan. I am happy to say that I have never let my first alma mater, which is UCT, down. Ek het vir 'n paar onderskeidings en sovoorts gegee van die notisie geneem het. Unfortunately, UCT has until now treated me standoffishly, and therefore also today's event at Stellenbosch here brings me great satisfaction and fulfillment. Laastens, net voordat ek die vers lees, ek sou op 'n valse noot sluit, indien ek nie my hoogste dank aan Dr. Michael de Cordeur van hierdie universiteit, my mede-Wellingtoner en stryder vir Afrikaans, bring nie. My groot waardering vir jou, Michael, vir jou bemoediging, deur baie jare nou al. En ek weet jy op jou beurt is net so wonderlik ondersteun deur jou eggenote Sonia. Baie dankie, Michael. Afdal van Saron. Sy sit daar. Roos van die groen laagtes. Dis 'n beter weergawe as wat jy vanoggend gehoor het. Dis maar soos 'n digter werk van oomblik tot oomblik. Daar is nooit 'n afheid aan 'n gedig nie. My mededigter John Hambidge het my 'n keer mooi daaraan herinner, wat ek natuurlik geweet het, maar sy het my net weer bewus gemaak daarvan, dat die groot Franse digter Paul Valéry gesê het, 'n gedig is nooit af nie, het verlaat die digter maar nie. Roos van die laagtes, die groen laagtes, wit lelie van die vallei, blom van my hart is jy, milder as chinker and cheese. Ek het eers 'n woord mooier daar gehad, maar ek het verander na milder, omdat ek dink dit is bietjie beter. Miskien kom ek weer terug na mooier toe. Smart en hartseer kan geen kulte vir my bring, want deur my nagte en dae luister, hoor ek 'n lied soos tortelduwe sing, of van engele, oor jou, wat my dag breek opwaas uit soet water van die vreugde, en saans weer terugsak, soeter nog as die oggend, met wat dit in die sonskyn van die dag verbou het, nes die parelse druiwe en olywe. Ek pluk vir jou goue appels, soos die van Grabouw, en die boorde van my aldurende
liefde vir jou. Jou liefkosing is beter as wyn, soos my mededigter Salomo skryf. Jou borste is pinkperskes, jou oë duiwe. Ek loer in deur die latwerk van jou statige maniere. Ons lewe was dus nie om het ewe, maar 'n bron waaruit weer en weer groen spriete en lote gespruit het, uit die vrugbare saad van ons onverdrote gehegtheid aan mekaar en tot wasdom gekom het. Die versiersels op jou voorkop was altyd granaatpitte of jy wakker was of geslaap het. Dis die moslimmeisies van die Kaap. Afodel van Saron, roos van die vallei, dit sal jy altyd vir my bly. Baie dankie. Mag ek net, want ek het dit hier neergeskryf en nog een reël vir die lees. 'n Groot stuk van vandag dra ek op aan my kinders, Sadie en Pieter, en my lang oorlede ouers, Fatima en Jan. Dankie.